Die babatjie lê hier in die baarmoeder met die koppie onder en daar is die lyfie. Dit maak nie saak in watter posisie die baba lê nie. Daar's geen vaste reëls rondom dit nie en ons steur ons nie aan hoe die babas lê nie. Ons kyk eers regtig waar daar heel op die einde of die baba nou met die koppie onder lê. Wat die baba intussen doen maak glad nie saak nie. Die meerderheid van hulle sal meeste van die tyd met die koppe onder lê. Ons sien hierso die baba se skedeltjie en die rugwerveltjies daar. Kan baie mooi die ou ruggetjie van die babatjie sien, soos wat die klein mens so om lê. Jy kan sien hoe lê die babatjie met die gesiggetjie wat afkyk onder toe. Ja, ek kyk in die baba se brein ook na 'n spasietjie wat ons die intrakraniale transoniese spasie noem. Onthou die nekkie was die nukale transonies. Hierdie is intrakraniaal en dit kan soms vir ons waarsku oor spina bifida, spesifiek die ooptipe. Nou spina bifida is waar die wervels oop is, die ooptipe is waar jy van buitekant af kan inkyk tot in die spinale kanaal. Nou dit lyk by die baba goed, sover nie ooglopende tekens dat jy 'n risiko loop daarvoor nie. En dan gaan ek nou terug na die baba se koppie toe. Vorm van die ou skedeltjie is baie mooi. Skedelnate is pragtig gesluit. Daar's natuurlik nog baie kraakbeen, so die hele kroon van die baba se koppie is nog alles kraakbeen. Hierdie wit blopsies binne in die skedel is nie brein nie, dis bloedvatkomplekse en hulle maak die vog wat om die baba se brein en om die baba se spinale koord is. Dan skuif ek af in die gesiggie in. Kyk na die simmetrie daarvan, ek kyk na die vorm en plasing van daai oogkaste en ek maak ook seker dat ek binne in daai oogkaste die ooglense sien. Wanneer ons die ooglense sien, dan weet ons die kans is groter dat die oogie self ook mooi sal ontwikkel, nie? So daai lyk goed. En dan kyk ek ook na die spasie agter die baba se neusie wat ons die retronasale driehoekie noem en na daai gesigsbeentjies, hoë kaak, onderkaak. Die onderkaak bestaan nog uit 2 dele wat eers later gaan saamsmelt daar in die middel. En dan het ons die baba se ore hier aan weerskante. Die ore sit nog op hierdie stadium by die kaakhoeke en hulle steek so uit. Nou die ore gaan nou nog roteer na hulle regte plekke toe, maar die belangrike ding is die oortjies is daar, so hulle het ook gevorm. Dit is goeie nuus. Dan skuif ek af na die baba se hartjie toe in die ou borskassie. Nou die fisiese grootte van die hart is nog kleiner as 'n droë Rice Krispie, so dit is nog regtig baie klein. Nou die klank is niks regtig nie, die masjiene genereer die klank. Maak nou nie saak waar jy gescan word nie, dis die masjiene wat die klank maak. Die babas het hulle eie pas aangeheer, so hulle sorg heeltemal vir hulle eie hartspoed en ritme. Is glad nie aan ma gekoppel nie, so hulle hartjies word nie saam met ma vinnig, saam met ma stadig nie, nee, hulle doen hulle eie ding. Sien ons weer maar die van die babatjie se buikorgaantjies. Ons sien nog die klein ding se ribbetjies. As jy oor die ou lyfies kan neer, dan sien jy die sparretjies van die ribbe daar, en die 2 skouertjies. Hier is ons die heupies met die vlerke van die heupbene daar. En dan is die baba se beentjies so opgeslaan teen die lyfie, so ons kan al 2 bene daar sien met die 2 voetjies wat daar by mekaar lê. En dan kan ons hier 'n bietjie sien van, dis die een voet, ons sien 'n stukkie voet, en daar is ons steek van die ander voet uit, die baba die 2 beentjies so teen die lyfietjie opgeslaan. En kan ons die voetjies ook weer pragtig sien, die 2 voete lê daar by mekaar, teen mekaar, mooi vol lengte bene, met ander woorde, wat dan eindig in voete, of jy selfs die toontjies sien, ek het nou gefokus op hierdie voetjie, lengte van die voet sommer net vir die lekkerte daarvan, so ongeveer 1 centimeter, pragtig met die ander enetjie, dis wat hulle gemiddeld meet op die stadium. Goed, so die bene en die voete lyk goed, en dan het ons die baba se armpies, hier lê die een hand, en daar kom die volgende armpie al aan. Nou in die eerste plek van die skouer af uit, 'n baie mooi volledige arm met 'n handjie en vingertjies en 'n duimpie. En dan kom ons weer na hierdie armpie toe en die kant ook weer van die skouer af, 'n vollengte arm, elmboog, voorarm, polsgewrig, daar sit die handjie met die vingertjies en die ou duimpie aan die kant. So die ledemate lyk baie mooi. Nou gefokus op hierdie handjie vir julle. Goed, so daai lyk baie mooi. Nou geslag van die baba is maar nou nog 'n moeilike saak. Die geslag word deur die pa bepaal. Die ma het geen invloed op geslag nie, familie speel geen rol hoegenaamd nie.
So pa bepaal geslag. Dit hang af of dit nou 'n X of 'n Y saadjie was. Wêreldwyd is die seuns 6 tot 8% meer as die dogters. So statisties is jou kanse altyd groter vir 'n dogter eerder as vir 'n seun eerder as 'n dogter. Die seentjies is meer by geboorte as wat die dogtertjies is. Nou al twee geslagte het hierdie ou tosseltjie tussen die beentjies. Hy is ewe groot by beide geslagte. By die een word hy dit en by die ander een word hy die dat. So daai tosseltjie is wat nou nog gaan verder ontwikkel. Ons kyk maar na sy posisie, as hy duidelik hoog op is teen die lyfie, 'n groter kans vir 'n seentjie, daar kan jy hom weer sien. As hy afhang onder toe, groter kans vir 'n dogtertjie. Leen sit so dis baie moeilik om te weet watter rigting gaan. Hy kon dokter Steyn dalk beter sien dat hy al gewaag het om te sê soos wat lyk dit? Nee, nog net eers gesien die 8ste. Ja, en ek dink ook ons moet wag daarvoor, want regtig ek kan nie seker wees nie. Selfs as ek seker was, is ons akkuraatheid wêreldwyd maar in die orde van ongeveer 80% korrektheid op hierdie stadium nie. Nou goed, party babas sit ek die proud neer en ek weet dit gaan dit wees, nee, maar as 'n mens nie baie wonderlik inkom nie met 'n ou baie katvoet loop om te dink jy weet wat jy sien, maar jy kan baie mooi die ou babatjie daar sien, nee. Die ontwikkeling lyk so ver baie mooi. Nou ek doen altyd vir pasiënte 'n pasellaatjie van 'n bietjie 4D. Sien wat is moontlik. Kan jy weer sien hoe lê die ou babatjie daar met die lyfie wat so aan die beweeg is. Nee, dis die baba. Meeste dis die baba. Maar kan jy sien ons die twee bene daar waar die baba die beentjies so geroer het, dat jy die voete baie mooi kan sien daar. En die koppie en die gesiggie sien met die handjies wat so lank sien. Lig die baba die kop op, die oortjie wat daar sigbaar was, die naelstringetjie. Sien hoe draai die baba, né? Nee, dis maar die pixels. Onthou hierdie is 'n ultraklank beeld, nee, dit is 'n rekenaarbeeld. Dis regtig nie 'n koude kamera foto nie, né? Nee, wat sover lyk dit dan nou of dit met die ou babatjie baie goed gaan. En dan gaan ek nou eers 'n sifting doen, dan roep ek julle weer in, hoor. Goed, so far so good.